Anton, vandag se onderwerp is wel vir my tweeledig, want as 'n mens die vraag vir jouself vra of sommer dit in die amper sê ek in die heelal ingooi van wat as ek die probleem is in my lewe, dan is dit mos nou tweeledig, want dit kan wees hashtag ek is nie goed genoeg nie, so ek glo ek is die probleem, of die ander kant kan wees dat ek blameer almal om my en vat nooit eienaarskap van die feit dat dalk is ek die probleem nie. Ja, ek dink dit is maklik om dit amper soos 'n hofsaak te maak. Wie is nou reg en wie is verkeerd? Wie is die skuldige party en wie is die onskuldige party? Weet, ek dink dit is soms iets wat verhoudings baie gekompliseerd maak, of dit in romantiese verhoudings is, in vriendskappe soms, tussen kollegas, is hierdie ervaring dat iewers te gaan dinge verkeerd en wie moet blameer word. En natuurlik is dit nie so maklik om net te sê hierdie kant is reg en daardie kant is verkeerd, of hierdie is nou so 'n maklike simplistiese swart en wit oplossing, ons sien dit nou so of hierdie kant toe nie. Daar's baie faktore wat 'n rol speel daarin. En ek dink mense se persepsie speel 'n baie belangrike rol. Hoe ons sien hoe ander mense optree en ons interpretasie van hulle gedrag of hulle woorde. En natuurlik dan ook hoe ons onsself sien in daardie interaksie en ons interpretasie van wat ons dink dalk die regte ding is om te doen, of ons manier van omgee wys, of ons belangstelling wys, of soms hoe ons ongelukkigheid kan wys. Ek glimlag nou wat ek dink nou toe jy die woord nou die regte manier of die verkeerde manier, en ek dink dit is sommer eintlik 'n punt waar mens kan begin is in die menslike gedrag. Is daar iets soos reg of verkeerd? Kom ons begin sommer net daar. Wel, as mens na extreme toe gaan, weet, as jy 'n serial killer is dit waarskynlik nie reg nie. Ek dink dit sal definitief 'n verkeerde opsie wees. Serial killer, is dit reg? Uh, Vir die serial killer self is dit reg? Dis tog 'n positiewe wel, intensie vir die persoon. die ding is, wat sal ons dan gebruik as 'n maatstaf? Weet, moet ons net na die regter kyk wat op die einde beslissing gee? Moet mens kyk in terme van die slagoffer se opinie? Maar dan aan die ander kant van die skaal kom mens dan ook sê iemand wat so geweldig omgee vir mense en daar wil wees vir almal, en eintlik mense versmoor in die proses. Weet, is dit die regte manier van optree? As dit nie regtig vir ander mense die ruimte gee om hulle eie keuses te maak nie, omdat hulle so wat love bombing kry, dit is die hele tyd liefde en aandag en dit kan net so uitputtend wees. So wat is reg? En ek dink wat ons dan baie keer mee sit en ook as mense vir my kom sien is as dinge verkeerd loop, dan is die vraag maar eerstens dalk wat het verkeerd geloop, maar tweedens dit is dan baie maklik om die blame game te speel, om iemand te wil blameer dat 'n huwelik nie uitgewerk het, of dat iemand in 'n vriendskap nou kwaad is vir iemand anderste, of iemand dalk selfs by 'n werk hulle posisie verloor het. Wanneer ons na onsself dan nou kyk, want soos ons nou praat is nou soos jy sê, dis baie maklik om te blameer. Ek dink dit is makliker vir ons om te blameer as om na onsself te kyk. Maar wanneer ons na onsself kyk, hoe realisties kan dit dan nou wees hoe jy jouself opsom? Want kyk, die program is Wees Ek, en jare gelede het iemand 'n brief geskryf en gesê hulle dink is 'n verskriklike simpel titel, want wie weet nie wie hulle is. En dit was vir my verskriklik oulik geweest, want ek het nog gedink ja en nee. So hoe realisties is ons persepsie van onsself? Wel, ek dink dit is hoe realisties is ons persepsie nie alleen van onsself nie, hoe realisties is ons persepsie van ander mense, hoe realisties is ons persepsie van die wêreld om ons. Want dit word tog subjektief gevorm oor tyd. Die idees wat ons het oor onsself, natuurlik 'n groot invloed daarop is jou gesin, jou ouers, ander familielede, jou broers en susters, die terugvoer wat jy dalk op skool gehad het van jou onderwysers of die persoon wat jou swem afgerig het, of weet later was dit dalk ander belangrike mense in jou lewe gewees, iemand by jou eerste werkplek wat as 'n mentor opgetree het en vir jou sekere idees gegee het, nie alleen van wat om te doen nie, maar komplimente gegee het as jy dinge reg gedoen het, of dalk soms baie krities was as jy dalk iets nie reg gekry het nie en jou baie afgebreek het.
Natuurlik sal mense ook sê dinge wat baie traumaties is as jy deur trauma gegaan het van een of ander vorm. Dit kan ook 'n groot impak hê op jou siening van jouself. En miskien het dan sekere idees gevorm soos ek is nie goed genoeg nie. Ander mense is sterker as ek of beter as ek of slimmer as ek. Of ook selfs mooier as ek. Weet al daardie tipe idees kan 'n idee vorm van nie alleen jouself nie, maar jouself in vergelyking met ander mense. En dit is natuurlik altyd 'n ek wil maar sê 'n gevaarlike speletjie om te speel, want wat is dan die norm? Wat is dan nou 'n gesonde selfbeeld, 'n gesonde perspektief van ander? En ek dink dan die ander gedeelte is dat ons het hierdie verskillende aspekte van onsself. Ons het ons fisiese voorkoms, ons het ons emosionele belewing, ons het ons kognisies, met ander woorde ons maniere van dink. Ons het ons verhoudinge waarbinne ons staan, wat ook baie kan verskil. Nie alle verhoudinge is noodwendig dieselfde nie. Ons mag dalk anders optree by een vriend as by 'n ander vriend. Of sekere mense vertrou ons baie meer, ons wys meer van onsself, ook dit wat moeilik is, waar ander mense jy dalk 'n bietjie terug staan en jy nie noodwendig alles deel nie. So ons is eintlik maar 'n komplekse kombinasie van verskillende goed wat aan mekaar gesit is en met oor tyd gegroei het tot waar ons nou is. En ek dink dit kan 'n idee gee van wie ek is, van wie ons is. Maar soms is dit dat daar sekere idees is wat dalk onbewuslik uitspeel, wat ons self nie bewus is van nie, maar dit speel uit in verhoudinge met ander mense. En soms kan dit baie goed wees dat ons omgee vir mense of mense ondersteun, komplimenteer of selfs 'n pad stap met hulle. Maar natuurlik aan die negatiewe kant kan ons ook soms dalk dinge doen wat ander mense bietjie afwater, wat hulle ongelukkig maak, wat weer eens ons nie noodwendig bewus is nie, maar wat dit dalk kan uitloop op 'n ongelukkigheid binne 'n vriendskap of in 'n verhouding. Kom ons bly gou by daai punt, want dit is, ek dink, dis tog deel of dis eintlik wat ek dink ek persoonlik uit hierdie gesprek wou gehad het vandag, is daai ding waar jy weet jou verhoudings werk net nie altyd uit nie. Heel okay, dit is gebeur in die lewe. Maar dan okay, jou vriendskappe werk ook nie lekker uit nie. Jy het nou vriende by die werk, maar dit is ook 'n bietjie afwater ook so. En jy het altyd 'n absoluut 'n goeie verskoning daarvoor of 'n rede daarvoor. Goed, jy weet Piet het nou getrou, nou het nou kinders, so hy's besig, of Sunny is nou jy weet sy het nou miskien ook 'n verhouding nou en sy is ook besig, so dis hoekom dit nou nie eintlik so. Dit is altyd rede. Maar nou wanneer moet 'n mens dan nou innerlik begin kyk en sê, maar wat as dit eintlik my skuld is, of is dis die rede vir hierdie vriendskappe of hierdie verhoudings wat nie wil werk nie, die liefdesverhoudings, vriendskapsverhoudings, familieverhoudings, is dalk eintlik maar ek. En ons doen dit net en ons hou aan om buite te kyk. Waar moet mens begin besef, mm, kyk miskien 'n bietjie binne toe. Um dit is nie 'n maklike vraag om te antwoord nie, want ek dink vir sekere mense, as hierdie dinge nie uitwerk nie, vriendskappe nie uitwerk nie, of mense spandeer minder tyd met iemand. Um dis baie moontlik om al daai dinge te sê, jy weet, hulle het nou getrou, hulle het weggetrek, hulle het ander dinge wat hulle nou so baie besig hou ensovoorts. Maar ons kan ook baie maklik in 'n slagofferrol verval, dat ons voel ons is nou die victim, want hierdie mense behandel ons nou nie soos ons graag behandel wil word nie. Hierdie mense verstaan ons nie. Hierdie persone het nou hulle eie issues, en nou is hulle ongelukkig met my. So dit word dan weer 'n blame game dat ons die ander persoon blameer vir hulle optrede, maar dat hulle ons ook sleg behandel. Dit is amper asof hulle die villain word, die oortreder word, en ek is nou die slagoffer in hierdie verhouding wat uitspeel. En natuurlik, soms gebeur dit. Ons kan nie dit ontken nie, maar ek dink as dit dan jou uitkyk word dat dit iets is wat gereeld herhaal, dan moet ons ook dan vra, maar hoekom herhaal dit so gereeld? Is dit regtig dat die hele wêreld teen ons is? Is dit regtig dat ander mense niemand my verstaan nie, of is daar dalk iets in terme van myself wat dit ook dalk moeilik maak vir ander mense om 'n goeie tyd met my te kan spandeer?
En dit is nie 'n lekker vraag om te vra nie, want dit konfronteer jy dalk in terme van jou eie dinge wat jy probeer wegsteek of wat jy dalk nie bewus is van nie. Soos dat jy dalk perfeksionisties is, dat jy dalk sulke hoë standaarde stel aan ander mense en wat hulle moet doen en hulle sukkel om daarby uit te kom. En dan raak hulle dalk moeg want jy verwag die heeltyd baie van hulle. Of dat jy dalk baie sensitief is vir sekere goed, dalk oorsensitief is vir dinge. Dat mense dalk sekere dinge doen op 'n sekere manier of hulle uh, hulle lag op 'n manier of hulle sit goed as hard neer of wat dit ook al mag wees en daardie sensitiwiteit van wat jy optel maak dat jy dan nou bietjie meer is hy grimmig is, kwaai is, nors is. En dan is dit nie noodwendig lekker om tyd met jou te spandeer nie. En ek dink dan nog 'n verdere punt is dat ook alhoewel mense perfeksionisme goed kan wees in baie opsigte as jy dinge baie noukeurig doen, as jy hard werk, jy sekere doelwitte stel en daai doelwitte nastreef, kan dit in verhoudinge nie alleen moeilik wees nie, maar ek dink dit kan baie ongesond raak. Want dis nie alleen in terme van ander persone wat nie goed genoeg is nie, dan kan jy later ook jouself so betwyfel dat jy nooit goed genoeg is nie. En dan is dit weer maklik om in daardie slagofferrol te verval om te dink van nou is dit nie net ander mense wat jou sleg behandel nie. Jy weet ook nou nie beter wat om te doen om dit beter te maak nie. So dan raak jy nou nog meer krities op jouself ook. Anton, want soos jy nou praat, besef ek nou goed soos jy sê. Dan jy kan nou 'n persoon kan nou lekker luister hierna en dan besef, o, krisis, miskien is jy reg. Miskien was dit nog eintlik altyd ekke wat ietsie dalk gedoen het. En mens kan dan nou heeltemal die waarvoor die perde inspann en jy kan gaan, dis nou my skuld. Ek is verkeerd, dit is iets is met my verkeerd. En dis ek dink wat ek in begin probeer sê met reg en verkeerd. Dat beteken nie iets is verkeerd nie. Ons praat liewerste van daar is miskien potensiaal vir groei. Miskien 'n vaardigheid aanleer en en dit is iets wat min mense besef, die groot geskenk wat dit is om hierdie bewustheid ergens in jou lewe te kry van miskien moet ek 'n bietjie aanpas by die wêreld om my. Die wêreld hoef nie altyd aan te pas by my nie. En dit is 'n baie positiewe ding. Dit het 'n baie goeie positiewe effek as mens daardie pad begin stap. Of nee, ek bedoel dis wat jy tog doen. Jy stap hierdie pad met mense. Ja, en ek dink daardie bewussyn waarvan jy praat in terme van hier's geleentheid vir groei, is natuurlik iewers te met die penny drop dat ek ook 'n verantwoordelikheid het in al die tipe dinge. As verhoudinge verkeerd loop, dit beteken nie noodwendig ek is altyd die verkeerde een nie. Dit beteken ook nie noodwendig die ander persoon is altyd die verkeerde een nie. Soms is 'n verhouding net nie werkbaar nie. Soms pas jy net nie in jou werkplek nie. En dan werk dinge nie uit nie. So ek dink dit is belangrik dat mens regtig probeer om vele perspektiewe te kry op 'n sekere situasie of 'n vriendskap. Dis amper asof mens bedink daar's meer as een waarheid hier. Daar's nie net 'n waarheid nie, daar's nie net 'n antwoord nie. Daar's ook 'n hele paar waarhede hier wat ons moet balanseer. En dis nie noodwendig altyd 'n maklike ding nie. Dit is 'n moeilike ding. So om daardie waarhede te balanseer, dink ek dit verg nogal 'n vermoë om bietjie meer holisties te dink. Jy weet, mense praat baie keer daar seker dit konsepte in sielkunde soos theory of mind, met ander woorde om perspektiewe te kry wat nie net jou idee is nie, maar ook om te dink hoe is dit om in iemand anders se skoene te staan? Hoe ervaar ander mense dinge rondom hulle? Hoe is hulle siening van ons verhouding in vergelyking met my siening van ons verhouding, byvoorbeeld? En vir sommige mense is dit makliker om dit reg te kry, vir ander is dit moeiliker om dit reg te kry. Maar ek dink dit is die idee van ander mense sien dinge anders as wat ek dit sien. En dit is nie noodwendig beter of slegter nie, dit is net verskillend. Ek dink die ander interessante studie wat ek op afgekom het is waar ekskuus op dis 'n studie uit Nevada uit wat hulle gekyk het na die rol wat emosionele bewussyn speel en sosiale insig. Nou sosiale emosionele bewussyn eerder is ons vermoë om ons eie emosies te ken en ons eie emosies te artikuleer. So met ander woorde sê vandag voel ek nogal hartseer. Ek het nogal 'n ervaring van melankolie. Of op 'n ander dag, weet jy, "Sjoe, die son skyn, ek is so opgewonde, ek het 'n lus vir die lewe
hierdie raak my so diep en jy kan dit in pragtige poëtiese taal omsit. En dit is wonderlik, dit is 'n regtig 'n baie goeie eienskap om daardie emosionele bewussyn te hê. Maar aan die ander kant het hulle ook gekyk na sosiale insig. En dit behels baie meer in terme van wat speel uit tussen mense. So ons begrip en verstaan van hoe verhoudings ontwikkel en groei, en dan ook in terme van nie alleen die dinamika nie, maar in terme van die ander persoon se ervaring daarvan ook. So dit sluit aan by Theory of Mind. En hulle het gedink aan hierdie studie, hulle het amper, ek dink meer as 850 mense gebruik in die studie, dat daar 'n verband sou wees tussen jou vermoë om jou emosies goed te artikuleer en aan die ander kant ook jou begrip van hoe verhoudinge werk en hoe ander mense dit ervaar. En daar was eintlik 'n baie klein korrelasie gewees wat baie interessant is, want mense sou dink as jy emosioneel diep is, dat jy ook diep sal wees as dit kom by verhoudinge. En dit is nie noodwendig die geval nie. Inteendeel, daardie bewussyn van jou eie emosionele wêreld is nie goed, vertaal nie goed in terme van wat in verhoudinge kan aangaan of uitspeel nie. En baie keer is dit dat jy dan regtig voel, maar weet jy wat, hierdie is dan wat ek ervaar. Hoekom werk dinge dan nie uit nie? En ek dink dit is regtig om 'n begrip te kry van maar iemand anders te ervaar iets dalk heeltemal anderste as wat jy dit ervaar. En dit maak dat sekere dinge dalk net nie lekker by mekaar uitkom nie. Al het jy daardie vermoë om jou eie bewussyn te kweek van jou woorde, wie is ek, wie is my emosionele self, maar die sosiale self pas nie noodwendig altyd lekker daarbey in nie. En dit mag dalk wees dat daardie emosies wat jy so uitspreek en goed uitdruk, dit nie noodwendig altyd so goed werk vir die ander persoon nie. Hulle het dalk ander maniere hoe hulle kommunikeer en dit is dalk dinge wat jy mag mis in die proses. Is so met ander woorde, dit is die eeueoue probleem wat net nou begin bewys word van kommunikasie. Dat dit wat jy ervaar, is nie noodwendig die ander persoon ervaar dit nie. En die enigste manier wat ons het, die enigste is om nie aan te neem nie, nie om dit te dink, maar dit is so voor die hand liggend, hoe voel jy nie dieselfde nie? Is om liewer dan te vra, maar wat ervaar jy dan? Wat is jou ervaring van die situasie? So wat jy sê is die studie het eintlik maar net weer eens vir ons bewys dit is ons enigste manier. Wel, dis 'n belangrike manier, maar ek dink dit is ook moeilik in terme van verbale kommunikasie. Want ek dink dat verbale kommunikasie het ook sekere beperkings. Nou ongelukkig vir ons as sielkundiges, dit is grootendeels hoe ons werk. Ons praat, mense praat terug. Ons vra vrae. Ons vra vir hulle, hoe voel jy? Maar dit is 'n geweldige belangrike voertuig om te kan kommunikeer. Maar ek dink soms is daar beperkings in terme van ons kommunikasie. As iemand vir my sê my man is 'n klip, hy het geen gevoelens nie, dan sê ek verwonder my, hoekom het jy met 'n klip getrou? OK, maar hy gee vir jou standvastigheid. Hy gee vir jou sekuriteit. Dit is wat klippe doen. Hulle is fondasiebouers. Hulle gaan nie nou ewe skielik uitbars en 'n lied vir jou sing byvoorbeeld of vir jou hierso wonderlike woorde in poëtiese taal sê nie. En die man gaan ook sê, maar my vrou is soos water. Weet, sy vloei hierdie kant toe en dan daardie kant toe en dan is dit warm en dan is dit koud en hy verstaan nie dit nie. Ja, maar hoekom het jy met water getrou? Weet, is dit nie dalk juist die aanloklikheid om daai vryheid te kan hê, om daardie beweeglikheid te kan hê, flexibility te hê nie? So dit was die aantrekking, maar nou is dit 'n probleem. En dit is moeilik vir die klip en die water met mekaar te praat. Dit is belangrik om te verstaan, ons funksioneer verskillend, ons doen dinge verskillend, ons sien die wêreld verskillend en dit mag dalk makliker wees om te sê, okay, demonstreer dit. So nie alleen in terme van woorde nie, maar om te sê ek wil amper sê soos 'n roleplay. Kom ons speel jy 'n bietjie die rol van jou man en wys vir my hoe tree hy op en vir die ander persoon weet tref my op soos jou vrou optree. Wat sal jy sê is tipiese gedrag wat sy wys? En kom ons kyk hoe lyk dit. So as jy jouself in daardie letterlik in haar skoene sit, wys my hoe is dit om water te wees? Wys my wat doen 'n klip by die huis? Hoe lewe hy? Wat doen hy? En laat dat daardie ek wil amper sê gedrag ook so uitspeel. Want die kommunikasie is belangrik in terme van wat ons sê, maar dit kan ook een persoon baie meer bemagtig en 'n ander persoon soos ek nou, die soek na die woorde om
te sê hoe ek voel, want hoe moet ek nou weet hoe ek voel? Ek is 'n klip. Ek weet nie hoe ek voel nie. Maar ek hou tog so baie van wat jy sê, want dit is mense raak so paniekerig as mens sê kommunikasie. Um wat dit is nou maar so. Maar ek dink soos jy sê daar's soveel maniere van kommunikasie dat mens moet ook onthou die ander maniere, maar ek dink om weer vandag se ding van sê net maar ek is die probleem in die hele lewenspad van myself of 'n persoon is om dit nou saam by mekaar te bring. Aan die einde van die dag help dit dan ook om daardie verskillende forme van kommunikasie weer te gee, deur te verstaan maar wie jy is of deel van wie jy is te verstaan en hoe jy inpas in die sosiale wêreld om jou en hoe jy optree teenoor mense en waar kan dalk die klein goedjies wees wat dalk vir ander mense kan irriteer of vir ander mense weer baie gelukkig maak. En om realisties te dink oor jouself. En ek dink dit is waar 'n pad te stap met daai bewustheid en daai leerkennis is nooit nie die moeite werd nie. Nee, absoluut. En ek dink die wêreld het klippe nodig en water nodig. Ons het verskillende mense nodig. Ons kan nie almal dieselfde wees nie. Ons kan nie almal dieselfde kommunikeer of voel of glo of dink nie. So daardie verskille is geweldig belangrik, maar ek dink ons moet ook besef daar gaan altyd sekere beperkings wees, nie alleen ten opsigte van wat ander mense kan doen waarvan ons hou of nie hou nie, maar ook in terme van ons eie optrede. As jy 'n klip is, weet jy gaan ook met jou maniere kry om te groei. As jy water is, jy gaan jou eie maniere kry om vir jouself ook te kan sekuriteit gee. Jy kan nie net verwag iemand anders moet dit vir jou gee nie. So ek dink dit is geweldig belangrik. En ek dink ook dit is soms dat ons dat daar verwagtinge gestel word deur die wêreld daar buitekant van hoe mense moet wees. En dit is my altyd interessant as jy nou na 'n groot rugbywedstryd kyk en hulle praat met die kaptein van die wenspan of iemand het nou 'n kompetisie gewen en hulle vra, "Hoe voel jy?" Ek weet niemand gaan ooit sê, "Ag, dit was aaklig geweest nie. Ek wil dit nou nooit in my lewe weer oor hê nie." Die verwagting is dit gaan nou iets positief wees wat hierdie persoon gaan sê en hy gaan vir die toeskouers dankie sê en vir sy familie bedank en ensovoorts ensovoorts. Maar dit is ook die verwagtinge wat baie keer gestel word dat mense op 'n sekere manier moet optree saam met ons verwagtinge dan van hoe dinge moet uitwerk. En ek dink baie keer is dit as daardie verwagtinge frustreer word en daar teleurstellings is en ons probeer 'n manier kry om sin te maak daarvan, dan is dit baie maklik om iemand anders te blameer. Hy het nie van my gehou nie. My baas is net 'n narcis. Hierdie meisie is net weet sy stel net belang in materiële goed of wat ook al die geval mag wees. En natuurlik is daar dele van dit wat waar kan wees, maar ek dink om terug te kom na daar is waarskynlik meer as een waarheid. Daar is verskillende waarhede wat uitspeel en vir elke persoon is hulle waarheid kosbaar en belangrik. En om daardie balans te kry om te sê, okay, so jy is 'n klip, jy is water, jou baas is 'n bietjie van 'n narcis, maar jy is ook 'n people pleaser. So daar's 'n sekere dinamiek wat uitspeel en ons moet regtig kyk wat is elke persoon se rol daarin en dan ook in terme van okay, so as jy in die spieël kyk en daar is sekere dinge waarvan jy hou en ook sekere dinge waarvan jy nie hou nie, soos jy vroeër gesê het Lise, wat doen ons daarmee? Hoe groei ons? Hoe maak ons dinge nie alleen 'n bietjie beter nie, maar ook hoe erken ons swakpunte en hoe raak ons gemaklik daarmee? Hierdie is ek dink nie dit dis iets wat ek dink almal van ons wat hierna luister instinktief verstaan. En as gevolg van ons tassies en ons geskiedenis en goedjies, is dit soms vir ons 'n bietjie moeilik om daarna te kyk. So hierdie program dink ek is daai absolute herinnering dat niemand is perfek nie. Daar is nie iets soos reg of verkeerd noodwendig nie, behalwe as jy nou 'n serial killer is, maar ek bedoel daar is nou niets reg of verkeerd. Wat jy ervaar om daaraan te werk is altyd goed, selfs al voel jy doen niks verkeerd nie, om te groei in die lewe is 'n wonderlike ding. Dis tog die hele punt van ook lewe. So indien jy enige vrae het, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Hierdie is Anton Bemer, hy is 'n kliniese sielkundige in Stellenbosch en al sy besonderhede sal by hierdie video beskikbaar wees, so dan kan julle ook daar gaan kyk na wie hy is en waar hy is. Maar ja, dink 'n bietjie, vra, moenie bang wees nie en deel die gesprek. Mens weet nooit wie het nodig om dit te hoor nie. Julle moet 'n heerlike dag verder hê en onthou, kyk mooi na jouself.